Nou 'n hartlike goeiemôre. Dit is so lekker om almal hier te sien. Dit is so lekker om familie te sien. Dit is nie lekker altyd om op so 'n dag by mekaar te kom nie. Van die van julle wat nou nie weet nie, is dat dis ook my pa se verjaarsdag vandag. En soos ons almal weet en hom ken, en ons gaan daaroor praat vandag, en ons gaan die wonderlikste herinneringe vier vandag. Maar die grootste en die wonderlikste en die mooiste geskenk wat my pa kan kry vandag, is die ewige lewe om daar saam met hom te wees, waarin ons almal verlang om te wees. So dankie dat julle almal hier is, dit beteken vir ons so baie, jy kan jou sitplek neem. Jou teenwoordigheid hier vandag beteken vir ons regtig uit die hart uit soveel, baie dankie dat jy hier is. Ons gaan vanoggend net die diens so bietjie omgooi, ons gaan dit so bietjie anders te doen. Ons gaan saam bid en dan gaan ek 3 mense net vra wat so graag hulde wil bring aan my pa, om hulle geleentheid te gee. Daarna gaan ons kyk na 'n pragtige video van my pa en ook miskien jou wat daar op die video is. Daar's van die video's wat ons moes bietjie edit het, van julle was kaal en ons moes dit uitsny. En daar's soveel herinneringe van oral waar ons was, wat julle saam met ons was. So kom ons sit net eers so, dan bid ons saam en ons vra die Here om ook in hierdie oomblik hier saam met ons te wees. Here, so baie dankie vir hierdie wonder. Here, ten spyte van die pyn en die hartseer, Here, die ongemak en so bietjie van 'n stilte in ons eie hart en ook hier in die gebou. Here, dis in oomblikke soos hierdie wat ons nie regtig weet nie, ons het nie antwoorde nie, ons het soveel vrae, min antwoorde, en dan kan ons maar net na U toe draai. Ons enigste antwoord is om na U toe te draai en U te vra om ons regtig te help deur hierdie oomblik, maar ook die oomblikke wat hier gaan volg, en besonder vir Ma Amanda en ons wonderlike familie en almal wat so close was aan Pa Pikkie. Dankie dat U nie 'n God is wat ver is nie. Dankie dat U so naby aan ons is. In hierdie oomblik is U so naby, dit is tasbaar, en dankie dat U ons trane afvee, want dit is oukei om te huil. Dit is so reg om hartseer te wees, want daar is 'n lewe wat soveel impak gemaak het. Dankie Here dat U ons vooruitgaan, en elkeen wat hier iets sê, dink, en mag U ook met elkeen ook nou wees om regtig kwaliteit besluite te kan maak, diep te dink, waar die lewe net so vir 'n oomblik tot stilstand geruk word. Ons bid Here dat U ons nou sal vul in Jesus naam. Amen en amen. Liewe vriende, ek wil net voordat ek oorgie aan ons 3 huldeblikers, ek het almal gevra om so 'n bietjie stories vir ons te skryf oor Pa Pikkie, en ek wil graag vanoggend hierdie diens net begin met die woorde van sy sussie Marina, wat hierdie woorde skryf, en toe ek dit lees, toe som dit so mooi vir my alles op van wat ons vandag hier gaan sê. Sy sê, ek wil graag vanoggend open met hierdie woorde: Pa Pikkie, meer as 'n broer, 'n vriend, 'n vertroueling, 'n inspirasie. Sy goedheid en sy sagtheid, sy toewyding en sy aansteeklike lag, en natuurlik sy ondeendheid, het ons almal geraak, het ons harte voorberei, en ons sal jou nooit vergeet nie. Dit som dit so mooi op, en so baie dankie daarvoor. Ek gaan sommer dadelik vra vir Hetty, of sy daar vorentoe sal kom, ons net so 'n paar huldeblyke, kort huldeblyke, en daarna gaan ons die woord van die Here bring. Baie dankie Hetty. Pikkie was nie baie groot van statuur nie, maar hy het 'n ongelooflike persoonlikheid gehad, wat hom kop en skouers bo ander mense laat uitstaan het. Hy het altyd gehelp. As hy deur die village geloop het, kan jy oral sy handewerk sien, aftakke wat hy gebou het. Hy het nooit geld gevra vir sy arbeid nie. Hy het slegs vir die materiaal geld gevra. Hy het regtig 'n groot persoonlikheid gehad. Hy en Dries het regtig ook 'n ongewone
verhouding gehad. Hulle is saam geswoeg, gesweet en gebloei. Ons het 'n groot saal in die village, maar as ons 'n funksie gehou het, was die saal altyd te klein. En toe het Pikkie met hierdie slimme idee gekom, dat ons 'n lapa moet bou. Ek het met meneer Len Timke gepraat, en Pikkie het al die tekeninge gedoen, en meneer Timke het vir ons die geld gegee, om die plek te bou. Ons het dit ook Lenstein genoem, want ongelukkig is meneer Len Timke oorlede, voordat hy kon gesien het, wat het ons met die geld gedoen. Dries en Pikkie het baie werk uit die werkswinkel, uit hulle agterplase gedoen, wat nie regtig waar toegelaat is nie. En weer eens het Pikkie met die idee gekom, dat ons 'n werkswinkel moet doen. Dit was 'n nagmerrie. Pikkie het weer eens al die tekeninge gedoen, die kosteberekening gedoen. Ek het dit voorgelê aan die Timkes en ons het die saal begine bou. En Dries en Pikkie met die hulp van Frans het die werkswinkel gebou. Weer eens is dit 'n geval van die beste stuurman staan aan wal. Almal het kom raad gee, vertel hoe dit moet word en also aan. En nou Pikkie het maar altyd net gelag, behalwe die een keer. Dis die eerste keer wat ek Pikkie kwaad gesien het. Die ou het weer kom lyf rondgooi en toe Pikkie vir hom vertel waar Dawid die wortels begrawe het. Dis regtig die enigste keer wat ek Pikkie kwaad gesien het. Maar teen daai tyd was die manne al regtig waar moeg geweest. Hulle was besig om die laaste dakpate vas te kap, toe Pikkie sy balans verloor het, en een van ons werkers moes die leer vasgehou het, en toe Pikkie sy balans verloor, toe het hy sy arms om Pikkie se bene geslaan, en nou Pikkie het sleg seer gekry, hy het sy sleutelbeen gebreek en 'n paar ribbebene. Dries het nie gewag vir die ambulans nie, hy het hom in die kar gesit en hy het met hom hospitaal toe gejaag. Ek het na die tyd het mense vir my kom sê, hoe het jy gesien hoe jou man deur die village gejaag? Maar nou ja, toe hulle nou gehoor het, hoe kom het hulle verstaan. Hy het die stoorkamer, waar ons die stoele en die ander gereedsgebou het, hy gebou op sy eie. Hulle kombuis het uitgekyk op die saal, en as Pikkie gesien het, daar is werksaamhede in die saal, het hy altyd gekom en toe kom help. Maar hy wou nooit, ek het soveel keer vir hom gevra om asseblief op die bestuur kom dien, maar hy wou dit nooit doen nie. Hy het altyd in die agtergrond gewerk en die dingetjies daar gedoen. Ek het hom baie keer geterg en vir hom gesê, ek gaan vir hom vra om te praat, en hy het altyd gesê, asseblief het hy net nie dit nie, hy was doodbang om te praat. Ons het hom baie geterg toe sy tande getrek is, en ek voel vandag sleg daaroor, maar elke ou wat al sy tande getrek het en met nuwe valstande moes gewoond raak, sal weet hoe moeilik dit is, maar Pikkie het altyd gelag daaroor, vir alles ons vir hom biltong of grondboontjies gebring het. Hy het ook die kuns geken om vir mense byname te gee. Hy was nooit lelik gewees nie, maar as hy gesê het, hierdie persoon is so en so, het jy dadelik geweet van wie hy praat. Ek het so 'n pietklein jokkie, sy weeg maar 2 kilogram, maar sy is baie erg oor Pikkie, en baie erger oor sy tone. Ek het eers na die tyd, het Rian vir ons vertel, hoe sensitief sy pa se tone was. Hy het altyd so rondgetrippel, soos 'n sirkusperd as ons daar was. Ons het baie keer het Pikkie vir ons die heerlikste vetkoek en mielies gebring. Dries moes altyd sy bore skerp maak, en dan het hy ons betaal met vetkoeke. Ons gaan dit baie mis. Wat ons almal getref het, is hoe mooi hy met Amanda gewerk het. Ek weet, sy gaan hom baie mis, en ons gaan hom net soveel mis, Amanda. Hy was regtig waar 'n baie besonderse persoon. Die laaste ruk toe hy so baie siek was, het die Here ook besluit, dis nou genoeg. Maar ek sien ou Pikkie daarbo, hy kon nooit stil sit nie. Ek sien hom al, hoe loop hy rond met 'n potlood, sy maatband en 'n boekie, waar hy uitvind waar is 'n rakkie of iets nodig, want hy het nooit geklaas of gevra, Pikkie, ek het 'n rakkie hier nodig, of ek het 'n kassie daar nodig. Hy het altyd ingestem om dit te maak. Pikkie het diep spore in die village getrap, en ons gaan hom ongelooflik mis. Hy was 'n regtig besonderse persoon. Een van ons groot digters het eendag gesê, stil, daar gaan 'n groot man verby. Dankie. Ek gaan sommer so van die uitset af sê, ek's vreeslik jammer as halfte van dit in Engels is. Ek en Jesus, ek sê vir hulle daarvoor, het 'n bietjie van 'n Engelse verhouding. Ons praat Engels met mekaar, en so, ek lees ook graag die Engelse Bybel, en ek wil vandag regtig net miskien
'n testimony met julle deel, want ek glo die Here het hierdie gedeeltes uit die woord op my hart gesit. Ekskuus. As jy voor staan en slaan dit jou skielik. Ek weet die Here het hierdie op my hart gesit, veral in die tyd toe pa so siek was. En dit het berusting gebring en ook gedra deur die moeilike tyd. So ongeveer 'n jaar gelede, toe pa so vreeslik siek geword het die Here vir my hierdie woord gegee in Psalm 138. En dit sê, by your mighty power, I can walk through any devastation, and you will keep me alive, reviving me. Your power set me free from the hatred of my enemies. Jy sien, ons almal het 'n enemy. You keep every promise you've ever made to me. Since your love for me is constant and endless, I ask you, Lord, to finish every good thing that you've begun in me. En ek het regtig geglo, die Here het op daai dag 'n woord gehad, dat pa sal lewe. En hy het gelewe vir 'n jaar, want ek glo, die Here het die werk voltooi in hierdie laaste jaar van pa se lewe. En het was nie 'n maklike paadjie nie. Baie van julle was deel van daai paadjie, maar die Here het 'n pad saam met pa geloop en einde September, begin Oktober, omtrent daar rond was ek weer daar en ek kon sien in my pa se oë, die pad is geloop. En ek wil vandag net vir die Here dankie sê. Dankie. Want op die 10de November het hy vir my hierdie woord gegee en hy het gesê, I have fought the good fight, the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. En ek glo op daai dag het die Here vir pa verlos. En ek weet dit is nie 'n maklike ding om te hoor op 'n dag soos vandag nie, maar ek weet pa is by Jesus vandag. En ek dink daai twee woorde was vir my so bevestiging. So ek wil net so klein bietjie oor my skoonpa praat. Ons almal lewe volgens 'n waardesisteem. En dit dryf wie ons is en hoe ons lewe. Ons word met 'n persoonlikheid gebore. Dit word vir ons gegee. Ons omstandighede vorm ons. Dis eintlik 'n bietjie buite ons beheer. Jy weet, as jy 'n kind is, het jy maar eintlik min beheer oor dit. En dan is daar 'n ander element en dis keuse. Die element van die Heilige Gees wat jy kan kies. En Pikkie het gekies. Ek glo hy het volgens 'n waardesisteem van hierdie 3 dinge gelewe. Die eerste een was om te bou. Tannie het nou net gepraat van bou. Alles wat pa gebou en geteken het. Altyd kreatiewe oplossings. Hy het altyd iets gesê soos ons kan dit self maak. Ons kan dit doen. Ons kan dat doen. En ek altyd as hy kom kuier het hy met een of ander oulike ding daarin gekom. Ek weet ek het eendag puzzles gekry met my honde se gesiggies op. Dit was so cute. Sulke tipe van goed het my pa altyd gedoen. En hy het sy lewe en die van sy familie gebou. Ek praat van capital letters bou. Dit was nie geluk nie, maar innoverende dryfkrag om beter te wees en om 'n verskil te maak. Sy seuns, Christo, Frikkie, Rian, dra dieselfde legacy. Ek weet nie wat die woord vir legacy in Afrikaans is nie. Christo bou, Frikkie bou, Rian bou. Julle almal dra daai deeltjie van pa in julle. Julle is gevorm deur omstandighede, maar pa het gekies om Jesus in te laat. En daarom het hy built greater things. Die tweede woord is kindness, en ek het ook kindness gegoogel, en ek kry nie 'n goeie Afrikaanse woord vir kindness nie, want dit is my so omvattende woord. Daar's 2 mense in my lewe, wat ek altyd sal weet, het vir my die waarde van kindness geleer, en dit is my eie ma en pa. Pa is gebore, ek dink, met 'n inherente goedheid en kompassie. Elkeen van ons skoondogters, kleinkinders, en ma kan hiervan getuig. Hy het altyd gesê, hy Celeste, en ek dink hy het vir julle ook almal dieselfde gesê. Ek hoor nou nog hoe hy sê, hoe gaan dit meisiekind? Hy het dit altyd vir my gesê, en dit was so spesiaal.
En ek sal dit diep in my hart bære. Want pa is gebore met kindness en hy was altyd kind met my. Altyd, in elke omstandighede. Ek gaan nou vir julle die versies in Galasiërs 5 lees. Die vrug van die gees, dink ek noem hulle dit, the fruit of the spirit. En dan die laaste, ek dink, value wat pa so goed uitgelewe het, was om te dien. Hy het altyd te hulp gesnel. Sy hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Ek wens ek kan julle dalk bietjie ongemaklik maak en sê, almal wie my skoonpa gedien het, moet staan, maar ek sal nie. Ek dink almal sou gestaan het in hierdie saal. Want hy het almal gedien. Of het 'n geet is om reg te maak, 'n 10 pen om in te slaan. Onthou so die kampe, 10 penne, hierdie toukie reguit maak of daai ding doen. Hy het net alles gedoen, tuinadvies gegee. Die Heilige Gees het vir ons hierdie geskenk gegee. Pa het vir ons gewys hoe om te dien. En daarom kan ons kies. Jesus het nie eers gekom, hy sê, the Son of Man did not come to be served, but to serve. En pa het gedien. So hy het soos Jesus gelewe hier. Dankie pa. Dankie dat jy ons geleer het om te kies. Om Jesus te kies, want dan word ons omstandighede 'n geleentheid om te bou. Wie ons is, word 'n geleentheid om dan te gee. En waar ons bevind, word 'n geleentheid om te dien. En ek wil net afsluit met hierdie stukkie, dis 2 versies. Het gaan 'n bietjie lank voel, sorry, dis in 'n Engelse message, maar ek glo dit is 'n testimony van my skoonpa. But what happens when we live God's way? He brings gifts into our lives, much the same that fruit appears in an orchard. Things like affection for others, exuberance about life, serenity. We develop a willingness to stick with things. My skoonpa het nie opgegee nie. A sense of compassion in the heart and a conviction that a basic holiness permeates things and people. We find ourselves involved in loyal commitments, not needing to force our way in life, able to marshal and direct our energies wisely. Legalism is helpless in bringing this about. It only gets in the way. Among those who belong to Christ, everything connected with getting our own way, my pa het gedien, and mindlessly responding to what everyone else calls necessities, is killed off for good. En so hier is die laaste Bybelversie wat die Here vir my gegee het omtrent Ria, en ek dink ek het dit actually vir jou gestuur, so 'n paar dae voor pa dood is, en ek dink dit is vir ons. We live with a joyful confidence, yet at the same time we take delight in the thought of leaving our bodies. Ek dink oom Pikkie is bly vandag, to be at home with the Lord. So ja, pa, ons sal pa altyd mis, en ons sal altyd dankbaar wees vir elke liewe saadjie wat pa in ons lewe ingebou het. Dankie, Frikkie. Goeiemôre almal. Ek wil net eerstens 'n paar bedankings doen en dan wil ek oorgaan in 'n huldeblyk vir my pa. Namens ons familie wil ek net vandag graag elkeen bedank wat hier is om saam met ons die afskeid van ons pa te neem. Julle teenwoordigheid, liefde en ondersteuning in hierdie moeilike tyd beteken vir ons baie meer as wat woorde kan beskryf. Ons wil eerstens dankie sê aan elke familielid, vriend, buurman en lid van die gemeenskap vir elke gebed, oproep, bosie blomme, bordjie kos. Ons waardeer dit opreg. Julle omgee en medelee het ons deur een van die swaarste tye van ons lewens gedra en daarvoor is ons opreg dankbaar. Ons wil graag 'n besondere woord van dank aan Tannie Fransie rig vir haar onbaatsigtige ondersteuning. Dankie vir alles wat Tannie vir my pa en ma gedoen het in hierdie tyd
as ook administratiewe goedjies wat mense nooit raak sien nie. Sy het baie van my maale se rekeninge hanteer, bankrekeninge, goedjies wat mense nie raak sien nie. Baie dankie vir Tannie Fransie. Tannie se beskikbaarheid en raad en sorg het vir ons 'n groot verligting gebring en ons waardeer dit opreg. 'n Baie spesiale woord aan dank ook aan Annemarie. Annemarie, dankie vir jou onselfsugtige liefde en ondersteuning aan my pa en ma. Jy het elke dag uit jou pad gegaan om daar te wees vir hulle. En niks was ooit vir jou te veel moeite nie. My ouers kon altyd op jou staat maak. En dit het vir ons familie groot berusting gebring. Jy het 'n mooi en sagte hart en 'n goeie hart. En deur alles het jy vir ons nie net 'n helper geword nie, maar 'n sussie wat met liefde in ons gesin aangeneem is. I don't know, I can't see Phyllis. Phyllis, my father's helper, I would like to express our deepest gratitude to you, my father's caregiver. She stood by him during his darkest and most difficult times throughout his illness, offering constant care, compassion, and dignity. Phyllis has a warm, endearing personality, and to us, she was truly an angel sent to our family. Nothing was ever too much for her, always with a smile on her face. She kept us informed daily of my father's condition, often sharing updates and videos that brought us comfort and reassurance. Over time, she also became our confidant. Our family owes her more than words can express. And we will always be grateful for the love and the dedication she showed my father. 'n Baie besondere woord aan dank en erkenning gaan ook aan Rian, ons klein boetie. Hy is werklik 'n steunpilaar vir ons hele familie. 'n Vertroueling, 'n probleemoplosser en 'n wyse raadgewer in elke oomblik. Met sy go-getter persoonlikheid het hy altyd vorentoe beweeg, ongeag hoe swaar dit geword het. Niks was ooit vir Jan te veel moeite nie, en daar was niks waarvoor hy nie kans gesien het nie. Hy is vir ons 'n geestelike anker, iemand op wie ons altyd kan staatmaak. Alles wat hy gedoen het, was tot eer van ons geliefde pa. En met dieselfde liefde en toewyding het hy ook ons ma ondersteun. Dankie Rian. Ons is oneindig dankbaar vir jou. Ons kan vandag dankie sê sonder om 'n baie spesiale huldeblyk te bring aan my ma. Ons kan nie sonder 'n baie spesiale huldeblyk te bring aan my ma nie. Haar huwelik met my pa was vir ons almal 'n lewende voorbeeld van liefde, respek en toewyding. 2 stukke van 'n legkaart, perfek vir mekaar. Die gom wat ons familie bymekaar gehou het. Sy het ons pa met onwrikbare liefde ondersteun en versorg. Altyd aan sy sy, altyd teenwoordig. Veral gedurende sy siekbed. Haar toewyding nie net aan hom getuig van die mens wat sy is. Met haar rotvaste geloof in die Here het sy krag gevind waar ander sou moed opgee. Sy het elke versoek met geduld en liefde hanteer. My ma is 'n goeie mens, 'n vrou van geloof, omgee
en onselfsugtige liefde. En ons is oneindig dankbaar vir Ma. Ten slotte wil ek net sê dankie aan elkeen wat saam met ons gestap het op hierdie pad. Indien ons iemand uitgelos het of nie genoem het nie, vra ons om verskoning. Weet asseblief dat geen bydra ongesiens of onwaardeer is nie. Mag God elkeen van julle ryklik seën vir die liefde en die ondersteuning wat julle aan ons betoon het. Baie dankie. 'n huldeblyk aan my pa. Vandag staan ons hier met sware harte, maar ook met diepe dankbaarheid. Dankbaarheid vir 'n lewe wat vol betekenis was. En vir 'n man wat soveel vir ons almal beteken het. My pa was nie net 'n pa nie. Hy was 'n voorbeeld, 'n leermeester en 'n anker vir sy gesin. Soos julle almal weet, is ons 3 boeties, baie soet boeties. En my pa het ons streng groot gemaak. Maar hy was altyd regverdig. Hy het geglo dissipline bou karakter. En alhoewel ons dit nie altyd verstaan het toe ons jonger was nie, besef ons vandag hoe kosbaar dit was. Hy het ons geleer om reg te leef, hard te werk en verantwoordelikheid te neem. Die Bybel sê in Spreuke 20 vers 7, die regverdige wandel in sy opregtheid. Gelukkig is sy kinders na hom. Dit is vir ons 'n ware beskrywing van ons pa en die nalatenskap wat hy vir ons gelos het. My pa was 'n baie liefdevolle mens. Al het hy dit soms meer deur dade as deur woorde gewys. Hy was hardwerkend en lojaal. Iemand wat nooit teruggestaan het vir moeite of opoffering nie. Hy het altyd gesorg dat sy gesin beskerm en versorg is. Ek het die voorreg gehad om lanksaam met my pa te werk. En dit is iets wat ek vir altyd sal koester. Hy het my alles geleer wat ek weet. Nie net oor werk nie, maar ook oor die lewe. Hy het my geleer om trots te wees op eerlike arbeid, om geduldig te wees en om nooit halwe werk te doen nie. Vandag lees hy sy lesse elke dag voort in my. My pa was 'n wonderlike man vir my ma. Hy het haar baie lief gehad, gerespekteer en haar beskerm. Hulle huwelik was 'n voorbeeld van toewyding, respek en ware liefde. Wat hulle gedeel het vir ons as kinders 'n veilige fondament geskep. My pa was ook bekend vir sy humor, altyd 'n klein glappie, soos hy dit altyd sou genoem het. Hy was baie snaaks en hy het dikwels poetse op mense gebak. Baie van julle wat hierso sit vandag sal weet waarvan ek praat. Ek sal liewerste nie uitbrei nie. Hy het daarvan gehou om mense te laat lag en lig te bring, selfs in moeilike tye. Dis hoekom ons almal van hom gehou het. Jy kon nie lank in 'n vertrek wees of saam met hom wees sonder om te glimlag nie. Een van die dinge wat ons altyd sal onthou, is sy sagte blou oë. Dit was oë vol deernis, wysheid en rustigheid. Wanneer hy na jou gekyk het jy gevoel, jy is veilig en jy behoort. Sy kleinkinders. Jasmine, Zoe, Luma en Carlo. Sy kleinkinders, julle was sy alles. Hy was ongelooflik lief vir julle. Sy hele gesig het opgehelder wanneer julle naby was. Julle was vir hom 'n seën.
En hy het julle gelief gehad met 'n oop hart. Soos die Bybel sê in Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Nou hierdie vers beskryf presies hoe ons pa sy kinders en kleinkinders liefgehad het, met sagtheid en ontferming. My pa was ook iemand wat altyd ander gehelp het, soos Tannie het hy vanoggend ook gepraat het in Eden Village, het hy vir baie mense werkies gedoen, nie omdat hy wou nie, omdat hy lief was daarvoor en omdat hy lief was vir mense. Hy het nooit weggedraai van iemand se nood nie. Hy het gesê, hy het gegee sonder om iets terug te verwag. En dit was net wie hy was. Vandag neem ons afskeid van 'n pa, 'n man, 'n oupa, 'n boetie, 'n swaar en 'n vriend. En ons harte is seer. Maar ons vind troos in die wete dat sy lewe sin gehad het en dat sy liefde voortleef in ons. Ons glo nou, rus hy sag in God se hande. Pa, dankie vir alles wat jy vir ons was en nog steeds is. Dankie vir jou liefde, jou leiding en jou voorbeeld. Ons sal jou so baie mis. Maar ons sal jou eer deur te leef soos jy ons geleer het. Rus sag, pa, tot ons mekaar weer sien. My pa was so lief vir panfluit gewees. So lief daarvoor dat hy dit oggend, middag en aand gespeel het daar by die huis en in die kar. Oral waar ons gegaan het, dat ons naderhand so moeg geraak het vir panfluit, dat ek besluit het, ek wil dit nooit weer hoor in my lewe nie. Maar tot sy, tot sy eer vanoggend het ons besluit vir een laaste keer. Want vandag wonder 'n mens, as hy maar net nog een keer daai panfluit kan aansit, maar nou kan hy nie. So, ons het vir julle ietsie voorberei. Celeste en Louise het so 'n mooi ding voorberei van 'n slide en ons wil so graag jou dit wys. En dit is ons pa gewees en daarna wil ek net saamvat in 'n kort boodskap wat ons almal so sal bemoedig en inspireer oor hierdie wonderlike pa Pikkie. Kom ons kyk gerus.
Hey, dis nie lekker nie. Dis so 'n werklikheid en mens kan dit nie glo nie. Ek weet van julle weet presies waarvan ek praat. Ons hartseer is regtig werklik en die verlies is so diep en is so oorweldigend. Is nie lekker om vandag te praat ook hier voor van jou pa te praat as daar soveel herinneringe is ook nie, maar ek wil dit vanoggend sommer baie duidelik stel en dat die doel van vanoggend is nie dat ons die dood sal probeer verstaan nie, dat ons nie die dood gaan probeer verduidelik nie. Ons gaan nie die dood eers kan oordeel nie, want ons kan nie. Al wat ons vandag kan doen is om te treur en die Here te kan vertrou dat hy ons sal beskerm ook in hierdie moeilike tyd. Ons is hier om nie net afskeid te neem nie, maar ook om mekaar bietjie vas te hou, mekaar te ondersteun en so bietjie perspektief te probeer kry. Miskien 'n bietjie lig te kan kry, waarheid te kan kry oor hierdie vrae wat ons het dalk in ons eie harte en terwyl ek so voorberei, waar beter om te gaan met hierdie las in ons wat so oorweldigend is, as om na die woord van die Here toe te gaan en elkeen van julle het so 'n pamfletjie gekry en ek wil jou iets daarvan vertel. Romeine 14 vers 7 sê, want niemand van ons lewe vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, dan lewe ons tot eer van die Here en as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Paulus probeer ons daar iets verduidelik, en sê hy, daar is 'n sekere soort eer aan die lewe en dan is daar ook 'n sekere soort eer as jy sou sterwe. Die woordjie eer beteken letterlik, dis nie net 'n mooi woordjie van respek of 'n mooi woord nie. Eer beteken letterlik om iets gewig te gee, om iets die regte gewig te kan gee, of om te erken dat iets werklik waar waarde het of sin het. En dan terug na hierdie verse toe, dan sê hy, daar's eer, daar is gewig en daar's waarde en daar's sin in hierdie lewe. Maar daar is ook waarde en daar is gewig en daar's sin, selfs as iemand sou doodgaan. Paulus herinner ons hier en dan sê hy, niemand leef vir homself nie. Elkeen wat leef, sy lewe behoort eintlik aan iemand anderste. Ons woorde, ons gesindheid, die manier hoe ons praat, ons houding, ons lewensuitkyk, dit raak ander mense. Dit raak ander mense se denke, dit raak hulle gevoelens, dit raak hulle besluite, dit raak uiteindelik dat hulle letterlik hulle lewenspad dalk kan verander. Elke mens los so 'n afdruk in jou lewe, 'n spoor wat hy los in jou lewe, of ons noem dit 'n nalatenskap, Celeste. Dis nie 'n legacy nie, 'n nalatenskap. En dit is so 'n wonderlike ding wat sê, jy weet, hierdie herinnering kan sleg wees, maar in konteks van vandag, hierdie lewe wat ons van praat vandag is life changing. Dis ietsie wat nie net vir 'n oomblik was nie, dis nou vir 'n leeftyd. Met ander woorde, ons raak so geraak deur iemand wat sy lewe deel. Die manier hoe hy praat, die manier hoe hy liefhet, die manier hoe hy sorg, die manier hoe hy die lewe hanteer, selfs volgehou in smarte of pyn of in moeilike tye, hoe mense daar deurkom, dan vind ons inspirasie en ons vind hoop in daardie stories van daardie mense. Natuurlik is dit menslik. Daar's mense in hierdie lewe wat ons beïnvloed het. En omdat ons so beïnvloed geraak het, het ons betekenis begin kry vir ons lewens. En niemand van ons, sê Paulus, leef eintlik in isolasie nie. Ons lewens raak mekaar. Ons harte skuur so teen mekaar. Ons lewenspaaie skuur so, ons smeer op mekaar af. Tannie Francina het altyd hierdie woorde gebruik, en sê hy, it takes a village to raise a child. En
En was dit nie 'n voorreg geweest dat ons in hierdie village kon lewe nie? Elkeen van ons is ons opgegroei in dit. En vandag as ons terugkyk na my pa Pikkie se lewe, dan besef ons die mense nalatenskap is nie so seer in wat hy gedoen het nie, maar in hoe hy my laat voel het elke keer as ek van hom af wegloop. Met ander woorde, sy lewe laat my presies dink aan hierdie versie wat sê, want niemand lewe vir homself nie. Hy sê, as jy lewe tot eer. Met ander woorde, lewe so dat daar gewig is in jou lewe, waarde is in jou lewe, sin is in jou lewe. Want dit is hoe 'n mens moet lewe. As jy so lewe, dan sal selfs jou dood 'n impak hê en 'n sin hê in die hiernamaals vir die mense wat hier agterbly. En mense, en ek wil vir jou vandag iets sê, en ek weet jy sit dalk 'n bietjie lank, maar hoor net hierdie woorde. My pa Pikkie, hy los ons vandag met 'n boodskap. Hy los ons met 'n belangrikste boodskap van jou lewe, 'n ewige boodskap wat sê dat sy lewe hier op aarde het iets verkondig. En dan vandag dan besef ons in hierdie dood, dan sê hy nie net sy lewe praat en het met ons gepraat nie, maar hy het so diep gelewe dat selfs sy dood praat nou met ons. Dis wat Paulus vir ons hier probeer verduidelik en sê, omdat ek so diep en met eer gelewe het, nou maak selfs my dood sin. As jy lewe tot eer, hê gewig en laat daar waarde wees, laat daar sin wees in jou lewe. Maar as jy sterwe, dan sal dieselfde gebeur met jou lewe. Pa Pikkie het nie net bestaan nie, hy het golwe gemaak. En laat my so altyd dink aan die grappie wat die ma daar sit, wat die pa se begrafnis bywoon saam met die dogter, en dan begin hulle al die mooiste goeie sê oor die pa, dat die dogter en die ma stam so aan die dogter en sê, kom my kind, ons is by verkeerde begrafnis, weet. Maar hoe wonderlik dit is om al hierdie goed te sê, en dit is waar. En daarom gaan sy heen gaan, praat so hard met ons, dit praat met ons. En mense, ek het hieraan gedink, om die waarheid te sê, ek het 2-3 weke terug vir my ma kom kuier, eintlik laas week, en is nou die waarheid, maar toe ek nou my tas oopmaak in die aand, toe sien ek het my onderbroeke vergeet. En ek vat toe nou sommer so 'n paar uit my pa se kas uit, en toe ek die week daarna by die huis is, toe sit daar in die wasgoedkamer, en dis asof hierdie onderbroeke vir my kyk. En terwyl ek so voorberei, hoor ek duidelik hoor as my pa vandag hier kon wees. As hy 'n oomblik kon gehad het om net iets te kom sê. Wat sou hy gesê het? En dit kom so duidelik oor my. Wat sou pa Pikkie vandag vir ons gesê het? En ek hoor dit duidelik, en hy gee vir my 3 punte, en ek weet dis die Heilige Gees, maar my pa sou vandag vir jou gesê het, as jy hier sit, vir elkeen wil ek hê, jy moet dit so duidelik, ek wil hê, ek gaan dit uitlig, ek wil hê, jy moet seker maak, jy verstaan dit, ek wil hê, jy moet dit reg hoor, en jy moet dit nooit ooit vergeet in jou lewe nie. Dan sou my pa hier gestaan het, ek weet hy's nie 'n prater gewees, hy was 'n doener, maar dan sou hy gestaan het en sê, nommer 1, die heel eerste ding wat hy sou gesê het, is sê, die lewe is nie permanent nie. Daarom moet jy nie vir jouself lewe nie. Die lewe is nie permanent nie. Psalm 90 sê hy, want al ons dae gaan verby, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. So gou gaan dit verby, ons vlieg daarheen. Dan sê hy hierdie woorde, ag Here, leer ons om ons dae te tel, dat ons wyse harte mag bekom. Ek kan onthou, my pa het altyd vir my gesê, as ek so klein seentjie is, hy gaan 'n baksteen op my kop sit. Dat ek nie so vinnig moet groot word nie. En toe ek my oë uitweet, toe sê ek dit dieselfde vir Carlo, maar dit het glad nie gehelp nie. Ek gaan 'n baksteen op jou kop sit, want ons dae is getel. Nou hierdie Psalm sê nie dat
God ons dae moet verleng nie. Hy sê letterlik leer ons dat ons letterlik ons dae mag raak sien. Hy sê letterlik daar, hierdie woorde sê, as jy jou dae moet tel, dit beteken, ek lewe nie in vrees dat die einde in sig is nie, maar ek leer my, dat ek teenwoordig sal wees in die dag, in die teenwoordigheid, in die oomblik van hierdie dag, leer my, want die lewe is broos, en die lewe is kosbaar, en die lewe is tydelik. En dan sou my pa gesê, ek pleit by julle vriende, familie, ek pleit by jou boeties, ek pleit by jou kleinkinders, dat jy met 'n wyse hart moet lewe. Lewe met 'n wyse hart, bedoelende, moenie uitstel op die lewe nie. Ek vra vanoggend vir my ma, hoe lank terug het sy 'n beroerte gehad, en 26 jaar terug het my ma die beroerte gehad. In die vroom en die room van hulle lewe kry my ma die teleurstelling en van die beroerte, en ek dink aan die situasie, weet hoe my pa net daar was. Hy was net teenwoordig gewees in die klein goed van versorging en omgee. Dan leer ons iets van elke dag net iets doen, en ons sien hoe my pa en my ma letterlik liewer geraak het, en hulle moet leer om anders aan mekaar te begin vat. Hulle moet leer om letterlik aan mekaar te begin hang, en daar gebeur iets in hulle lewens, want my pa's daar. Ten spyte van die pyn en die teleurstelling, dan sien ons hoe my pa eintlik die steenpilaar raak, waarin my ma kan hang. Iemand sê in die familie, hy was 'n steenpilaar, en hy het 'n groot verskil gemaak in ons lewens. Jy sien, om met 'n wyse hart te lewe is om nie uitstel te maak nie. Doen iets wat jy nou kan doen. Hy sou vir jou sê, hy sou hier voorgestaan het, en hy sou jou oortuig het en sê, ons almal leef asof ons baie tyd oor het. Ons almal leef en sê ons stel uit. Ons almal leef en ons dink ons sal later regmaak. Ons sal later jammer sê. Ons sal later vra vir vergifnis. Ons sal later kies om nader aan die Here te kom. Maar Psalm 90 sê vir ons, die lewe is nie 'n belofte en 'n guarantee nie. Die lewe is letterlik 'n geskenk wat die Here jou gee. Ek lees 'n quote hierdie week wat sê, the biggest regret at the end of your life is not loving fully when you had the chance. The biggest regret, die grootste spyt wat almal het in die lewe, is om nie ten volle liefde gehad het toe hulle die kans gehad het nie. So dit is nie geld nie, dis nie status nie, dis nie sukses nie, dis nie om nie foute te hê nie. Want my pa het baie gehad. Jy loop hier vandag weg en dink dit was 'n perfekte man. Ons het saam met hom groot geword. Hy het ons pak slaag gegee. Hy was streng geweest. Terwyl Frikkie so praat, dan dink ek, elke keer as ons stout is, dan sê hy vir my, ek moet self die moerbei-tak gaan pluk, waarmee hy my gaan slaan. Hy was streng geweest. Maar my pa vandag, besef ek oor hierso, sy liefdestaal, his love language was letterlik gewees om iets vir iemand te doen. Dit was sy liefdestaal gewees. Liefdestaal beteken, ek wys nie liefde so seer met my woorde nie, maar eerder met my dade. Frikkie het dit nou net gesê, maar my liefde lê daarin, in die regmaak, en in die help, en die opoffering. Liefde in hierdie sin wat my pa was, sê, ek is hier, en jy is vir my belangrik, ek sien jou raak. Dis wat liefde beteken, as jy hierdie gawe het, en ons sien dit in die patios wat hy gebou het, en al die afdakke daar by Eden Village, is sulke altare wat daar staan, jy loop al verby en sê, eers kyk wat het my pa gebou. Wat was dit? Dit was liefde, love language gewees. Ja, as ek daaraan dink, dan wil ek jou almal herinner, ons almal bewys liefde altyd op 'n verskillende manier, maar my pa kon dit regkry om sy liefde te kon uitdruk in dit wat hy doen. Hy sê vir jou sê, moenie uitstel nie, doen wat jy kan doen nou.
Christus sê dit so mooi in sy opsomming, doen dit nou en doen dit volledig. Ek weet nie of hy vir die ander boeties gesê het dat hy is lief vir hulle, maar ek het dit nie baie gehoor nie. Maar ek besef vandag dat my pa het met 12 kinders groot geword, weet jy, dis 'n moeilike lewe. En dan ontmoet hy 'n vrou wat 9 kinders het, weet jy. Dis 'n moeilike, hoorie. En ek het my pa baie min hoor dat hy vir my sê hy's lief vir my. Ek het dit so begeer om te hoor. Toe ek hierdie week daaraan dink, toe besef ek maar my pa het dit gewys. Hy het my raak gesien. Hy het alles vir my gedoen, hy het alles vir my gegee. So by the way, alles in die testament vir die boetie, so by the way, hy het alles vir my gegee. Nee, ek speel. Maar so aan die einde van die tyd, en 4 dae in die hospitaal, toe roep my pa, my ma en myself bymekaar en hy vat my hand en hy kyk my in die oë en hy sê vir my, Rian, ek het jou lief. Jy weet 'n 50-jarige wat koester daarna en dan vat hy ma se hand en sê, Rian, kyk mooi na Amanda. Sê vir Frikkie en Christo, ek is lief vir hulle. Jy sien, moenie op uitstel lewe nie. My pa sê vir jou sê, moenie wag nie, moenie wag om jammer te sê nie, moenie wag om te vergewe nie, moenie wag om iets te doen nie, moenie wag om iets te gee nie, moenie wag om vrede te maak nie. Papakkie sou sê, spandeer tyd, kwaliteit tyd, nie een dag nie, maar teenwoordige tyd nou in hierdie oomblik. Sit bietjie die foon neer. Luister 'n bietjie. Dis wat my pa sou gesê het, wees wys. Hê bietjie balans in die lewe. Ja, so ek dink aan die trippies daar in Aberdeen, het hierdie balans gehad, nê. Baie keer dan het hy daai plastiek spinnekop in die boom opgehang en dan's daar groot skaakwedstryde gehou daar onder die boom. En dan word hy spinnekop stadig gesak het daar in die skaakwedstryd en dan kan ek nie onthou hoeveel skaakborde ons moes vervang het nie. Onthou die rubberslange, my kinders doen dit nou nog, trek dit oor, poetsgebak. Ek onthou, Tommy vertel my hierdie ene en hy sê oom Rudy Atlam het enige gaan hy vroeë 80 toe gaan hy vir 'n noodhulpkursus en hy doen die hele noodhulpkursus en hy brag so by die familie en hy het hierdie noodhulpkursus gedoen en my pa kry die idee om hom die volgende dag te bel as 'n konsultant van die noodhulpkursus. En hy bel hom in die stem en hy vra vir oom Rudy, nou vertel my, wat sal jy doen? Dis 'n opvolggesprek om te weet, het jy die kursus gemaak of nie? Wat sal jy doen as die arm gebreek is? En oom Rudy is, ek sal hom verbind, ek sal hom spalk, ek sal hom versorg. Hy sê baie mooi. Hy sê, wat sal jy doen as die persoon 'n oop wond het? Hy sê, ek sal hom skoonmaak en pleisters opsit en al. Hy sê, is goed. En toe my pa wat hierdie vraag vra, voorberei en sê, maar as daar 'n ander persoon daar lê van 'n ander volk en taal en hy's half bewusteloos, sal jy hom kan mond tot mond asemhaling gee. Nou noodloos om te sê is dat ek moet sê volgens my pa het oom Rudy daai noodhulpkursus gedryf. Lewe met 'n wyse hart. 1 Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 12 sê, ek weet in wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy die mag het om my pand te bewaar. Timoteus skryf en dan sê hy, ek weet in wie ek geglo het. En ek wil vanoggend vir jou sê, my pa sou hier gestaan het en gesê het, ek weet in wie ek geglo het. Ons kan vandag met sekerheid sê dat my pa se geloof was nie iets wat uitgestel was nie. Ek dink die mooiste mooi, en ek wil net met jou praat, ek wil jou bemoedig, want dit red my, dit gee my vrede, dit sit 'n seël op die afskeid, en een van hierdie aande wat ons in ICU is, bel ek vir Tommy en
En daai aand bid ons vir my pa en ek weet my pa glo, maar om seker te maak, pa, hoe is jou hart, weet, en kom ons maak seker, my pa is honger, en hy sê, bid vir my, en glo jy, en ek glo in Jesus Christus, en hoe my pa dit uit sy binneste uitsê, ek glo in Jesus Christus, en hoe Tommy vir hom bid, en ek glo dat daai aand iets gebeur, iets dieper gebeur in hierdie lewe, van moenie uitstel nie, die lewe is nie permanent nie, die liefde wat ons gee, hoor jy, het ewigheidswaarde, as ons lewe tot eer, gee impak, hê waarde, gee gewig, en as jy sterf, dan sê hy, hoor jy sterf tot eer van die Here. En dit spreek vanoggend tot ons om wyse besluite te maak. Dit spreek tot ons, sy dood spreek met ons, Spreuke 1:27 sê, beroem jou nie op die dag van môre, jy weet nie wat môre vir jou inhou nie. Paul Pikkies het vir jou gesê, maak wyse besluite vandag. Jy weet nie watter wyse besluit wat jy vandag maak, wat se invloed dit gaan hê, en wat se verskil dit gaan maak in jou lewe, een goeie besluit. Doen wat jy kan vandag. Pa Pikkie het ons geleer om te sê, moenie lewe op uitstel nie. Moenie uitstel om vir jou vrou jammer te sê nie. Moenie uitstel om tyd met jou kinders te spandeer nie. Moenie uitstel om tyd met God te spandeer nie. Neem wyse besluite vandag. Besluit om mense te help, besluit om die Here te dien, besluit om sy stem te hoor, besluit om te sê, ek sal volhard. Want hy sê, vandag gaan verbygaan. Vandag gaan verbygaan. Jy sal dalk nooit ooit weer jou kinders of jou man of jou vrou sien nie. Vandag gaan jy nooit weer sien nie. En môre mag dalk nooit vir jou aanbreek nie. En so spreek Pa Pikkie se lewe met ons en sê, Paulus sê, ons leef nie vir onsself nie. Ek leef vir 'n groter doel, ek leef vir iets groter, ek leef vir 'n roeping. En dan sê Pa Pikkie, hy sê, lewe so, dat jy iets agterlos, verander om nader aan God te lewe. Sy dood herinner ons vandag, en hy sou vir almal hier gesê het vandag, die lewe is nie permanent nie, en moenie vir jouself lewe nie. Die tweede ding wat ek hoor, terwyl ek daar so sit, hoor ek en sê, lewe met 'n ingesteldheid van gereedheid. Lewe met 'n ingesteldheid van gereedheid, want niemand sterf vir homself nie. Lewe vir 'n ingesteldheid, jy weet, iemand wat sê ek leef nie vir homself nie, beteken nie, dat die dood maklik is nie, maar dit beteken dat die dood nie leeg is nie. Markus 13, as jy dit so gaan deurlees, dan sê jy agterkom, hy herhaal hierdie woorde, pas op en waak en bid. Wat ek vir julle sê ek vir almal, waak en bid. Dan herhaal hy hierdie woorde so. Nou moet altyd daarop let, as Jesus woorde herhaal, dan is dit nie om ons letterlik om ons bang te maak nie, is om ons wakker te maak. Dan sê Jesus, ek waarsku julle mense, dat julle raak so besig met die dinge in die lewe, dat die lewe by jou verbygaan. Waak en bid. Waak beteken nie dat jy angstig moet lewe nie. Waak beteken dat jy bewus moet wees van die lewe, en dat jy gereed sal wees, dat jy in die oomblik sal wees, dat jy letterlik lewe gerig sal wees. Dat jy nie so sal lewe soos hy 5 dwaase vrouens wat toe die tyd kom, toe hulle houertjies leeg. Nie omdat hulle beplan het nie, maar omdat hulle uitgestel het. Ek glo dat die Here praat. As ek my Pa se woorde kan vat, hy sê waak, dat jy nie leeg word in hierdie lewe nie. Waak dat jy nie so vol raak aan die buitekant en al hoe leer raak aan die binnekant nie. Waak dat die lewe nie by jou gesteel word nie.
Die vyand kom om te steel en te slag en te verwoes en hy doen dit deur afleiding en hy doen dit deur misleiding en hy doen dit deur uitstel. Waak dat jy nie die belangrikheid van die lewe mis nie. Waak dat jy nie verkeerd prioritiseer nie. Waak dat jy gereed moet wees. Ek lees hierdie week in die profete, elke keer as die profeet Hosea wat hy 'n opdrag gekry het om met 'n prostituut te trou en as jy die hele storie lees, dan is dit eintlik 'n storie van ons eie lewens wat elke keer dan loop hierdie vrou van hom af weg en sy's ontrou en dan kom Hosea weer en hy sê ek wil jou terug hê, ek vat jou terug en dan op die einde van die storie wat ons storie is, hoe die Here aanhoudend na jou roep en dan in Engels spesiaal vir jou Celeste, dan sê hy hierdie woorde, return to the Lord your God. Dan sê hy dit so 3 keer, return to the Lord your God, en dan take words with you, return to the Lord your God, en dan sê hy, kom terug na my toe. Kom terug na my toe, nie deur prestasies nie. My pa was nie die slimste, hy het nie grade gehad nie. Kom terug na my toe, moenie eers beloftes maak nie, kom net terug met woorde, kom terug met 'n gesprek, 'n eerlike gesprek. En ek dink, as jy hierdie hoor, moet jy besef hoe God se hart is hier en jy moet dit hoor. My pa se wou gehad het, jy moet dit hoor. Hoe besorg hy is oor jou en hoe hy intens in jou belang stel. Maak nie saak wat se verkeerde besluite jy gemaak het in die lewe nie. My pa het baie verkeerde besluite gemaak in die lewe. Hy het my baie keer onnodige pakslae gegee. Maak nie saak wat se verkeerde besluite jy gemaak het nie. Maar as jy met die gereedheid van 'n ingesteldheid in jou lewe, sal jy hom hoor, hoe hy jou roep. En ek is oortuig daarvan, dat my pa hierdie woorde gehoor het, in die laaste jaar, in die laaste maande, en die laaste ure van sy lewe, het hy hierdie woorde gehoor, return to me. Return to me. En hy het gereageer nie uit vrees nie, maar uit wysheid van die hart. Jy gaan nie die dood sien aankom nie. Die dood waarsku nie. Die dood gee jou nie 'n teken nie. Daar's nie 'n kennisgewing. Hy vra jou nie, is dit nou 'n goeie tyd nie. Daarom sê hy, waak en bid. My pa sou vir my gesê het vandag, Rian, moenie jouself sis nie. Jy het net een asem. Jy het net een lewe. As jy lewe tot eer. As jy lewe met gewig en waarde en sin. Dit noem ons bietjie roeping, maar my pa het nooit geweet hy het 'n roeping nie. En miskien sit jy en jy wonder, ek het ook nie 'n roeping nie, maar al wat my pa gedoen het is, hy het my ma regop gehou en nou praat almal van hoe wonderlike man hy was vir ma Amanda. Hy het net gedoen wat sy hande vind om gedoen en hy het alles reggemaak daar by die tyd. Nou praat almal van hom, kyk hierdie altare wat hy gebou het. Doen net wat jy kan doen. En dan lewe jy hierdie lewe voluit. Sy lewe sal aanhou met ons praat. En hy roep ons vandag tot nadenke. Sy dood praat met ons en paar notas net hierso. Johannes 12:24 sê 'n koringkorrel wat in die grond val en nie sterf nie, bly alleen. Maar as hy sterf, dan dra hy veel vrug. Dis dieselfde woorde wat hy hier praat van sterf met eer of sterf met oneer. As jy sterf met oneer, beteken ek het gedoen wat ek wou. Ek was selfsugtig in hierdie lewe. Daar's geen impak, waarde of sin nie. Dan het jy tot oneer gelewe en dan sterf jy alleen. Maar as jy lewe met gewig en waarde en sin, dan sê jy sal nooit alleen wees nie. Kyk om jou rond. My pa het nie alleen gesterf nie. En dan die mooiste van alles waarmee ek afsluit is die grootste troos van my pa sou hierdie woorde sê,
Ek behoort aan die Here. Dis wat my pa vandag sou gesê het. Jy weet die hoogste eer in hierdie lewe, die hoogste eer in hierdie lewe is nie hoe lank jy lewe nie, maar aan wie jy behoort. Die hoogste eer in hierdie lewe, wat jou die diepste sin sal gee in hierdie lewe, is nie hoe lank jy lewe nie, maar aan wie jy behoort. En my pa sou vanoggend gesê het, omdat ek aan hom behoort, het ek rus. En jy kan dit sê vanoggend. Hy inspireer ons daartoe. So mooi Psalm 73, as jy hom gaan lees, en Asaf is in so 'n toestand, hy's onrustig, hy's depressief. Hy skryf daar die woorde, die hele dag as ek geslaan, en elke môre is daar tugtiging, die lewe is taaf, die lewe is nie die moeite werd nie, hy gaan deur die bitter van die lewe, hy gaan deur pyn, dan gaan hy so aan, jy raak amper so saam met hom depressief as jy so lees. Dan sê hy, Here, die lewe is eintlik glad nie die moeite werd nie, ek soek antwoorde en ek kry nie antwoorde, en dan gaan hy so aan, en dan kom hy op 'n plek af, wat dan die mooiste woorde in die Psalm, en sê hy, totdat, ek is depressief, ek het nie antwoorde, ek weet nie waar die lewe gaan, ek voel leeg aan my binnekant, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Daar sal hy my lei en daar sal hy my raad gee. Weet ek buiten u begeer ek niks nie. Al beswyk my vlees, al gaan ek dood, al het ek pyn, al is daar verskriklike goed. God is die rots van my hart en my deel tot alle ewigheid. Jesus, is dit nie iets wat ons moet hoor nie? Jy weet, ek dink is 2 aande voordat my pa tot afsterwe gekom het, roep hy my ma, en hy roep my ma, en hy hyg na die asem, en hy sê vir haar, hy groet haar nou, want hy gaan nou gaan. Nou dit moet jy nie vir my ma sê nie. My ma is 'n bidder, en sy gryp hom by die hand, en sy begin vir Pa Pikkie te bid. Laat Pa Pikkie uiteindelik sy hand wegruk, nie uit ongeskiktheid of ongeloof nie, maar hy sê vir Manna, en kyk haar in die oë, en sê, hou op bid. Want ek wil asseblief gaan. Jy sien, iets het gebeur in die hospitaal, toe ons omlei, en hy het die heerlikheid gesien. Laat my gaan. En die volgende oggend is sy oorlede. Sien, jy kan jou lewe met baie goed begin vul, en uiteindelik is dit net die Here wat jou siel kan verkoop en jou ware rus kan gee. Nie omdat alles maklik raak nie, maar omdat God genoeg raak vir jou lewe. En ek wil daarmee afsluit vandag, mense. Die grootste troos, of ek dan nou lewe, is so wonderlik. Maar as ek sterwe, dis net so wonderlik. Maar die mees wonderlike ding is, of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Dis nie 'n slagspreuk nie, maar dis 'n anker vir ons gebroke hart vandag. Dat Pa Pikkie roep uit vir almal wat bekommerd is. Ek is nie verlore nie. Ek is nie vergete nie. Hy sê, ek behoort. En omdat ek behoort, kan ek sê, ek is veilig. En God sê, jy is myne. Ek gaan daar afsluit vandag, en net vir ons herinner, dat vanoggend die grootste troos, wat ek het hier geskryf, is nie, dat ons vandag sterk is, dat ek nie probeer sterk wees nie, dat ek nie probeer voorgee, en daar is nie trane en hartseer, oor 'n geliefde pa nie,
Dis nie dat ek alles verstaan nie, dis nie dat jy alles verstaan nie. Maar die grootste troos lê daarin. Of ek lewe en of ek sterwe. Daar is gewig en waarde en sin in my lewe. En bo en behalwe alles, ek behoort aan hom. Ek gaan die diensorde so 'n bietjie omruil, ons sluit af vanoggend. Ons het hier die mooiste tafel gedek en ons het nie 'n lijkswa wat vanoggend gaan wegry hier nie. Ons het 'n geleentheid vir jou om eer aan Pa Pikkie te bring vandag. Eer beteken, ek gaan onthou hoe hy gelewe het. En ek gaan my lewe daarvolgens inrig en dit is om eer te betoon aan iemand. Elke keer as jy so lewe, dan bring jy eer aan Pa Pikkie. Wil jy nie vir 'n oomblik net so 'n bietjie stil raak en na aanleiding van wat Hetty en Frikkie en Celestie, dit het geruim, Hetty, Frikkie, Celestie, dit so. Wil jy nie net 'n bietjie dink? Wat vat jy uit vandag? Ek wil eer betoon, ek wil so lewe. En ons gaan jou geleentheid gee, eers die naaste familie, om net 'n roosblaartjie te vat en vorentoe te kom. Ons gaan vir jou musiek opsit en ons gaan die blommetjies hier gooi by Pa Pikkie se foto. Net uit laaste respek, maar kry jou woorde reg. Wat gaan jy sê? Jou lewe het my so geraak, ek gaan so begin lewe. En dat die Here jou sal help, dat jy so 'n wonderlike lewe sal lewe. Ek is by baie begrafnisse en jy weet die hartseer ding is daar 7 of 8 mense by 'n begrafnis is. Ek weet die lewe is modern en alles, maar ek hoop daar's meer as 8 mense by my begrafnis eendag. Ek hoop daar's soveel mense by my begrafnis soos by my pa se vandag. Iets het gebeur in my binnekant omdat ek die persoon ken. En so wil ek ook lewe. Soos hy gelewe het, so wil ek doodgaan. Kom ons maak ons oë rukkie toe. Ek wonder Linda, of jy nie vir ons daai Rafa net vir 'n oomblik, ek weet, ons het 'n oomblik dat dit is dalk die belangrikste oomblik in jou lewe. Luister net na hierdie musiek. Jehovah Rafa, wat die God wat gesond maak, die God wat heel maak. En wil jy nie jou gedagtes opmaak om te sê, ek sal vir Pa Pikkie onthou. Ek sal hom onthou. Maar ek sal hom nie net onthou nie. Ek wil hom eer. Dieselfde gewig wat hy gedra het. Dieselfde waarde wat hy uitgelewe het. Dieselfde sin wat hy gelewe het. Ek wil so lewe. As jy nou die roosblaartjie vat, jy hoef dit nie hardop te sê nie, maar as jy dit hier laat val, laat iets ook in jou hart laat val. Ek gaan nie lewe op uitstel nie. Ek hoor Pikkie se woorde. Ek sal nie uitstel om jammer te sê nie. Ek wil voluit lewe. Ek wil jammer sê. Ek wil God aanneem. Ek wil Jesus ken. Ek wil nie tyd mors nie. Ek wil goed klaarmaak in my lewe. Ek wil ook doen. Ek wil ook liefde bewys. Ek wil ook hê mense moet so van my praat. Ek wil ook die vervulling belewe wat ons nou hiervan praat. Miskien as jy jou woorde reg het en gaan ek ons 'n gebed doen en ek gaan die genaaste familie vra om net te kom eer betoon en ek gaan vra dat ons sommer 2 rye sal maak, dis baie mense. En dan van daar af gaan ons
kan ons die familie en hier groet dalk al buite, miskien gaan ons buite toe loop en van daar af kan ons saal toe gaan. Ons so lekker eetgoeders vir almal voorberei. Net om te sê die diens word opgeneem en dit sal later op die link beskikbaar wees. Dit is nie live gewees nie, maar as mense dit wou kyk en sien, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, so dankie vir hierdie oomblik. Here, dat Pa Pikkie se stem dalk nie fisies nou gehoor mee kan word nie, maar geestelik, Here, hoor ons daardie stem wat uitroep, deur die Heilige Gees gedrewe, die lewe is nie permanent nie, moenie vir jouself lewe nie, lewe gereed, daar's eer in die dood, lewe diep, lewe met die wete dat ek behoort aan hom. As jy aan iemand behoort, dan is jy veilig. Mag dit vir ons vanoggend so 'n gerusstellende boodskap, maar nie net 'n boodskap wees nie, maar hier in ons harte lewe. Dankie vir wat Pa Pikkie ons geleer het en ons sal dit toevoeg. Elke dag van ons lewens sal ek eer aan my Pa kan bring, soos wat hy gelewe het. Ons eer U in Jesus naam. Amen en amen.